Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 28 Julie. Leer uit die verlede. Nadat Paulus sy eie belewenis as 'n voorbeeld van selfverloning voorhou, fokus hy meer pertinent op die afgoderry dilemma. In 'n sekere sin bou 1 Korintiërs 10 voort op die idee wat in hoofstuk 9 vers 27 ter sprake kom, naamlik dat die apostel voortdurend selfbeheersing aan die dag moet lê, sodat hy nie op die ou einde homself as dienaar van Christus diskwalifiseer nie. Hoewel hy die Korintiërs vra om sy voorbeeld te volg, wys Paulus op Jesus as die volmaakte toonbeeld van alle deugdelike eienskappe. 1 Korintiërs 11 vers 1. Lees 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11. Watter sondes het Israel in die woestyn gepleeg? Let nou op die verbondsvoordele wat God die Israeliete geskenk het. Waarom lyk hierdie sondes veel erger wanneer mense dit in die lig van daardie Godgegewe voorregte beskou? 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11 lees as volg. En wees ook nie afgode dienaars, soos sommige van hulle was nie, soos geskrywe is, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan om te speel, en laat ons nie hoereer, soos sommige van hulle gehoereer het nie, en hulle het deur die slange omgekom. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. 1 Korintiërs 10 vers 7 tot 11. 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 5 roep die volk se woestynomswerwinge in herinnering. Die verwysings na die wolk en na die see dui op God se leiding, teenwoordigheid en beskerming. Die kos en drank op die lewensmiddels wat hy aan die Israeliete geskenk het. Let daarop dat Paulus die volk se wolk en see ervarings hier as 'n doop, gelyksoortig aan die Christelike doop beskryf. Insgelyks dui die verwysings na kos en drank op die nagmaal. Wat 1 Korintiërs 10 met ander woorde in 'n sekere sin hier tuisbring, is dat Christene 'n soortgelyke reis as die volk van Israel deurmaak. Tog gebruik Paulus ook die gedeelte van die volk se geskiedenis as 'n waarskuwing om nie die foute van die verlede te herhaal nie. Ten spyte van al die verbondsvoorregte wat Israel geniet het, het baie van hulle ongelukkig boosheid, dinge soos afgoderry en seksuele losbandigheid nagejaag. Dit is dus geen wonder dat God met die meeste van hulle ontevrede was nie, soos gelees in vers 5. Nietemin, kyk ons tog te maklik met 'n vingerwysende houding na Israel van ouds en al ooglopende afstootlike sondes. Wat voer Paulus hier aan? Hoewel 'n geweldige voorreg die Christen se beurt geval het, naamlik dat die geskiedenis van Jesus Christus aan ons bekend is, kan ons maklik die pad byste raak en dieselfde soort sondes as Ou-testamentiese Israel pleeg. Dit blyk duidelik uit Paulus se waarskuwing, wat ons lees in 1 Korintiërs 10 vers 12, daarom moet hy wat dink hy staan, oppas dat hy nie val nie. Die sinsnede wat dink of wat meen, sinspeel op 'n belangrike feit, dat sommige Korintiese gelowiges dieselfde gevaar loop as Israel van ouds geloop het. Salig onbewus dat hulle afgedwaal en gesondig het. Die vraag is net, loop ons nie maar vandag ook dieselfde gevaar nie? Soos die boodskapvertaling dit so gepas parafraseer. As jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryk kan bring nie, val jy miskien juis in die kloue van versoekings en sonde. Dit is die heilige waarheid. Almal van ons het dit in persoonlik beleef, nie waar nie? Die Bybel sê dat ons nie bo ons kragte versoek sal word nie. 1 Korintiërs 10 vers 13, midde in die versoeking sal hy, die Here, vir 'n uitweg sorg, sodat julle dit kan verduur. Waarom swig ons dan so maklik voor versoekings en sondig?